In 2011 het 'n 22-jarige Australiese toerist met die naam van Erin Langworthy 'n aangrypende oujaarservaring gehad toe sy probeer het om 'n bungee jump, 'n sprong te waag by die Victoria Watervalbrug. Sy het gespring, maar die koord het gebreek. Sy het meer as 100 meter geval en haar voete was steeds vasgebind. Sy het wonderbaarlik dit oorleef. En haar verhaal word dikwels gebruik om verskeie Bybelse beginsels weer aan ons te illustreer. En die eerste is, ons moet die Here vertrou vir wanneer die tou breek. In hierdie lewe plaas mense dikwels hulle absolute vertroue in aardse veiligheidsnette, in hulle finansies, gesondheid of menslike instellings. Maar Langworthy se storie is 'n beeld vir die oomblikke wanneer hierdie wêreldse fondamente onverwags jou in die steek laat. En die les is dat selfs wanneer menslike veiligheidsmeganismes jou in die steek laat, 'n gelowige se uiteindelike sekuriteit in die Here se hande rus. 'n Gebreekte koord kan 'n mens laat val, maar 'n gelowige kan nooit buite God se bereik val nie. Erin het in die Christian Post gesê, ek dink dit is beslis 'n wonderwerk dat ek oorleef het, en hoe sy nou leef, wil ek nie op kommentaar leef nie. Maar al die aardse waarborge kan jou in die steek laat, maar God se belofte sal dit nooit aan jou doen nie. Ons kan moed skep, want Deuteronomium 33 vers 27 sê, die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. Teen alle verwagting het Langworthy die val nie net oorleef nie, maar sy het 'n reeks byna onmoontlike verwagtings oorleef. Sy was bewusteloos toe sy die water tref, maar sy het haar bewussyn herwin in die onstuimige stroomversnelling. Haar voete was vasgebind, dit het haar gedwing om net met haar bolyf te probeer swem. Toe die gebreekte tou vasgehaak, en dit vereis dat sy diep in die water moes induik om dit eers los te maak, voordat sy na die oppervlakte kon kom verlig. Die rivier is bekend vir sy baie krokodille, maar weet jy wat sê Psalm 18 vir ons? Vers 16, van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Haar oorlewing word 'n bewys van God se soewereine mag om individue uit skynbaar hopelose situasies te verlos. As Christene word so 'n ingryping uit 'n naby doodervaring nie as 'n blote toeval of net geluk beskou nie. Paulus skryf in Romeine 2 vers 4, weet jy, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? En dis 'n vraag waarmee ek vandag wil afsluit. Die goedheid van die Here. Weet jy waarom is dit? Dis om jou tot bekering te laat kom. Nou wonder ek of dit al met jou gebeur het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U wonderlik in beheer is van alles. Help vir ons om dit te onthou en U te eer daarvoor. Amen.